Goeiedag vriende en baie hartlik welkom by ons erediens wat aanlyn uitgesaai word. Ons is weer terug by die gelykenisse en vandag kyk ons baie spesifiek na die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nêrens word hierdie as 'n gelykenis gewys nie of aangekondig nie, maar dit lê in dieselfde trant as die res van die hoofstuk wat oor die gelykenisse handel. So mag die Here ook vir jou vandag in hierdie gelykenis aanraak, ook soos wat ek dit in my eie lewe en in my voorbereiding ervaar het. Kom ons word saam stil. Hoe kan ons in die teenwoordigheid wees as ons dit doen met arrogansie, met selfsug en met hoogmoed? Here, ons Here, kom breek deur dit wat tussen ons en U staan. Vergewe ons sondes. Reinig ons asseblief van al die ongeregtigheid, sodat ons skoon en geheilig voor U kan verskyn. Praat met ons. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, en hy groet jou deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, kom ons loof die Here dan en ons sing 'n bekende loflied, Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Kom ons sing dit lekker saam, ook daar waar jy hierna kyk of luister. Ons teks is dan Lukas 16 vers 19 tot 31 waar ons dan gaan saam lees en hierdie gelykenis bekyk. Nou kom ons bid saam voordat ons dit lees. Here, baie dankie dat ons vir U kan vra om deur U woord met ons te praat. Heilige Gees, ons het U krag en U leiding en U wysheid nodig, nie net om dit te hoor en te interpreteer nie, maar ook om dit in ons harte in te neem, sodat ons daaruit kan gaan leef. Here, gebruik asseblief hierdie teks om ons lewens vandag aan te raak en te verander soos wat U dit wil hê. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons lees dan saam van vers 19 af in Lukas 16. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan gelek. Toe die arme man te sterwe kom,
is hy deur die engele weggedra en na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie geluister het nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Ons lees dan net tot sover. Mag die Here dan ook sy woord aan ons seën. Nou vriende, ek dink sommer aan videospeletjies, né? As jy nou dink hoe dit werk, jy het nou 3 lewens, en dan is jy nou in hierdie oorlog gewikkel. En dit gaan nie te sleg nie, maar weer op 'n stadium, dan kom daar nou 'n ou skelm hier van agter 'n klip uit en hy skiet jou dood. Maar dis gelukkig nie 'n probleem nie, want jy het nog 'n lewe. En dan lewe jy daai lewe tot hy ook gaan en dan het jy nog 'n lewe. En dan kom daar so 'n bordjie op wat sê game over. En al wat jy dan doen is jy druk die reset knoppie en dan begin jy weer voor. En dan het jy weer 3 lewens en so kan jy aangaan. Lekker, né? Maar die regte lewe werk nie so nie. Die regte lewe is ongelooflik onvoorspelbaar en verander in 'n oogwink. Net as jy dink alles is rustig en kalm, dan slaan die chaos op een of ander manier toe. Verlede Dinsdag kuier ek by Jodine en Konrad Pinaar wat hulle 5-jarige dogtertjie verloor het. En toe ek uitstap, dis nou hier reg oor die middaguur, helder oordag, kom ek buite en ek sien nou maar hier staan nou fout by my kar. En daar was ek die vreugdevolle skenker van 4 wieldoppe. 12:00 was hulle nog daar, 1:00 is hulle weg. En so vinnig verander alles. Die ryk man se lewe is een oomblik nog die rustigheid van self. Elke dag dra hy duur deftige klere. Elke dag leef hy feestelik en weelderig. Die Engels het 'n mooi woord, oblivious. Heeltemal onkundig of ongepla met dit wat rondom hom aan die gang is. En dan skielik op 'n dag, dan sterf hy. En alle hel breek letterlik om hom los. Lazarus daarenteen sit in pynlike armoede en oortrek met swere. Sy hele lewe op aarde is eintlik net een groot verskriklike pyn en lyding. Ook hy sterf, maar in 'n oogwink verander sy hel in hemel. Hy is in volmaakte vrede en harmonie en boonop aan die sy van sy voorvader Abraham. Nou kom ons maak dadelik een ding baie duidelik. Hierdie gelykenis gaan nie oor ryk en arm nie. Ryk gaan nie outomaties hel toe en arm outomaties hemel toe nie.
Ten diepste gaan dit hier daaroor dat Lazarus in afhanklikheid van God geleef het. In ons taal sou ons sê, hy het in Jesus geglo en hy het absoluut sy hele hoop op God gesit, dat die hom sal ontferm oor sy lot en sy lyding. Teenoor hom was die ryk man wat geleef het deur vir homself te sorg en van God en sy gebod en liefde vir sy naaste wou hy niks weet nie en hy het glad nie daaroor geworry nie. En dit is die groot verskil tussen hierdie twee. Maar dan in 'n oomblik gebeur presies dieselfde met al twee. Al twee sterf. En God neem vir Lazarus in sy heerlikheid op, want hy het in Jesus Christus geglo. En hy laat die ryk man in 'n toestand van goddeloosheid agter. Hy stuur hom hel toe. En nie soos ons dit sal sê vir die ou wat voor jou indraai nie, maar letterlik in die poel van vuur. Geliefdes, dit is in die lewe hierna presies wat met ons gebeur as ons nie soos 'n Lazarus ons diepe afhanklikheid aan God bely nie. In plaas daarvan om God in hierdie lewe te soek waar hy toeganklik was, het die ryk man gekies om sonder God te lewe en beland in die plek waar God nie meer toeganklik is nie. Ons lees dat daar 'n kloof is tussen hemel en hel. So dit het dus niks te maak met ryk en arm nie, maar met leef in afhanklikheid van God aan die een kant, of heeltemal onverantwoordelik en onbewus van God se liefde en teenwoordigheid aan die ander kant. Jesus wou die harde werklikheid van lewe en dood vir ons duidelik maak. Lazarus word die simbool van die afhanklikheid en die soeke na God. En die ryk man is die simbool van eie geregtigheid en selfsug en blind vir die nood van die wêreld. Lazarus lê letterlik op die man se voorstoep, op die ryk man se voorstoep, maar is asof die man hom net nooit raak sien nie. Hy lewe by hom verby. En die gevolge van die blinde liefdeloosheid van die ryk man en Lazarus se afhanklikheid van God word dan nou in die res van die gelykenis vir ons uitgewys deur Jesus. En dis waarby ons dan nou baie mooi moet stil staan en moet mooi hoor wat die Here ook vir ons vandag wil sê. So wat sien ons eerste raak? Na die dood is daar net een van twee wêrelde. En Jesus openbaar eerstens aan ons wat ons te wagte kan wees wanneer ons dan te sterwe kom. En hy doen dit om vir ons te sê, daar is twee wonings, twee huise kan ons dit maar amper mee vergelyk. Die een huis noem God die doderyk of dan die hel. Dit is die ewige gevangenis vir die verlorenes. Diegene wat nie in God se koninkryk ingegaan het deur die deur wat hy voorsien het, naamlik Jesus Christus nie. Hulle het hulle eie pad gevolg en hulle land in die ewige poel van vuur. Nou, ek wil dadelik sê, ons is nie veronderstel om mekaar bang te praat met die hel nie, want God se liefde in die ewige lewe is baie belangriker. Maar net om jou 'n idee te gee, as jy jou vinger brand oor 'n oop vuur, jy gaan nie jou vinger daar los nie, jy pluk hom weg en jy gaan druk hom dadelik in die ys en jy raak van daai vuurbrand gevoel in jou hand of in jou vinger ontslae. Nou in die ewige poel van vuur kan dit nie gebeur nie. Ek begin brand, maar ek kan nie my hand, my lyf, my hele wese wegruk nie. En natuurlik brand ek nie dood soos en laat ek niks meer voel nie. Vir ewig en ewig en ewig gaan ek daardie gepynigde belewenis van die vuur hê wat my brand. Geliefdes, en dis die een wêreld. Die ander ewige tuiste wat God geskep het, is in die hemel waar God is.
So hel aan die een kant sonder God. Die ander kant waar die hemel is God se teenwoordigheid. En in sy teenwoordigheid beleef ons hierdie volmaakte vrede en harmonie en ewige rus by die Vader. Dis waar liefde volmaak is en waar ons ewig saam met God kan leef in hierdie liefde. Wat ons hier raak sien is dat Lazarus letterlik langs die Vader sit. Ek dink in ons verstaan van hoe dit moes lyk, het hy letterlik met sy kop teen Vader Abraham se bors gelê. Lazarus het 'n ereplek langs Abraham. Geliefdes, so dis die eerste belangrike ding wat ons moet hoor. Daar is net een van twee bestemmings vir die mens. Dit is die dood, die ewige dood, die hel, of dan die hemel, waar ons ewig lewe in volmaakte vrede saam met die Vader. Jesus wil in hierdie gelykenis, as hy nou hierdie twee wêrelde verduidelik het en hy het een gesit het, dan wil hy vir ons sê, kies nou of nooit. Die oomblik wanneer 'n persoon sterf, dan word sy of haar gees weggevoer of oorgeplaas na een van hierdie twee plekke toe, hemel of hel. En ons het geen beheer wanneer ons eers gesterf het nie. Want die woord van God sê in Hebreërs 9 vers 27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna kom die oordeel. So God het 'n oomblik bestem waarop elke persoon sal sterwe en daarna word hy of sy onmiddellik beoordeel na gelang daarvan of hulle aan Jesus Christus behoort het en hom geglo het of nie. En dan word daardie persoon onmiddellik in die hel of in die hemel opgeneem. Geliefdes, en dan sien ons wat is die gevolge vir die ryk man. Dis 'n ewige verdoemenis. Ons het nou gesê 'n ewige poel van vuur wat net nooit uitbrand nie en waar ons pyn net nooit ophou nie. 'n Onuitblusbare vuur. En dan moet ons ook vir mekaar sê, dis 'n fisiese plek. Dis nie net in ons verstand nie. Dis 'n fisiese plek en dis 'n plek sonder God. Die lyding en die pyniging is vir ewig en vir ewig ondraaglik. Maar dan natuurlik ook die ander kant. Die keer vir Lazarus wat in die afhanklikheid van die Vader leef, wat in Jesus Christus glo en wat letterlik sy hele lewe aan hom toe vertrou het. Vir Lazarus is die hemel en sy vreugdes oopgesluit. En hemel is nou waar God is. Dis daardie fisiese plek waar hy in die volle teenwoordigheid en ewige heerlikheid van ons hemelse Vader kan leef. 'n Fisiese plek waar daar geen siekte, lyding en swaar kry is nie, maar die ewige vrede en harmonie met die drie-enige God. Geliefdes, en vir 'n oomblik word ons in hierdie twee wonings ingenooi. Ons lees dat die ryk man het opgekyk en in die verte sien hy vir Abraham waar hy ontspanne sit met Lazarus wat, soos ons gesê het, waarskynlik teen hom aanleun. 'n Rustige vrede en harmonie prentjie. Skielik kry die ryk man 'n idee en hy roep uit met 'n luide stem: "Vader Abraham, wees my genadig en stuur tog vir Lazarus om net sy vinger in die water te doop en my tong daarmee aan te raak, want ek ly smarte in hierdie vlamme." Maar Abraham antwoord hom seun, en is veelzeggend, dat hy hom seun noem. Want onthou, wat was een van die belangrike goed wat gebeur het? Die Jode het geglo, omdat hulle kinders van Abraham is hulle gered, outomaties. Hier word dit baie sterk deur Jesus deurbreek. En hy sê, seun, wat beteken hierdie seun van Abraham is in die hel. So geen outomatiese redding net omdat hy die seun van God is nie. Seun, onthou net dat gedurende jou leeftyd
jy jou goeie dinge ontvang het en Lazarus die slegte. Maar nou word hy getroos terwyl jy in pyn is. En dan gaan hy nog verder. Hy sê buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat ons nie na julle toe kan oorgaan nie en julle kan ook nie by ons uitkom nie. Geliefdes, dit moet 'n harde werklikheid wees wat hier vir die ryk man getref het. Sy kind wees maak nie outomaties van hom 'n geredde nie. Nou, as ons nou praat van kind wees, moet ons nou dadelik sê, dit gaan dan natuurlik nie, as ons kinders van God is, en ons glo in Jesus Christus as verlosser, dan het ons die redding. Ek is baie keer bekommerd, dat ons onsself Christene noem, maar dat ons nooit ons lewe vir die Here Jesus oorgegee het nie. Ons wil die naam dra, maar ons wil nie verander nie. En in 'n groot mate is dit dalk wat hier dan die geval is dat die ryk man wou die naam dra dat hy kind van Abraham is, maar hy wou nie dit leef nie. Mag dit vir jou en my 'n waarskuwing wees. Ons kan nie net sê ons is Christene, maar ons is nie oorgegee nie, ons het nie die Here Jesus ons lewe gegee, ons harte gegee nie. Ons wil al die voordele hê, maar ons wil nie uitverkoop wees aan die Here nie. Geliefdes, en dan daardie groot kloof wat onoorkombaar is. En daar's nie 'n tweede lewe, 'n derde lewe, 'n reset knoppie wat ons kan druk nie. Geliefdes, ek dink op daardie oomblik het die ryk man teruggedink aan baie kere wat hy deur die poort van sy huis gegaan het en vir Lazarus gesien het waar hy honger en dors en in pyn gelê het met die swere en dan net weggekyk het of dalk selfs gevloek het en gemaak het asof hy hom nie sien nie. En dis die wrede werklikheid wanneer ons sonder God leef, dat ons ook niks en niemand rondom ons ag nie. Dan sien ons sy gebed vir sy broers word ook afgewys. Want terwyl hy dan nou terugdink aan sy lewe op aarde en hy kan nie oorgaan hemel toe nie en niemand kan ook na hom toe kom om hom te help nie, dan onthou hy dat hy nog 5 broers het en dan besef hy dat hulle presies soos hy geleef het. En dan wil hy hulle waarsku, dat hulle tog net nie in hierdie verskriklike plek moet beland waar hy is nie. Daai plek van ewige vuur, ewige pyniging nie. En hy wil sê, as hulle net kan bekeer, dan sal hulle gered kan word. En dan vra hy vir Abraham, maar Vader, asseblief stuur tog vir Lazarus na my broers toe, na my pa se huis toe en gaan waarsku hulle, dat hulle tog nie dieselfde pad moet loop as ek nie. Maar Abraham antwoord, hulle het Moses en die profete. Laat hulle na hulle luister. En dan is die ryk man nie tevrede, sê nee Vader, as iemand wat in die dode ryk was en opgestaan het aan hulle verskyn, dan sal hulle bekeer. Hierop antwoord hy hom, as hulle nie na Moses en na die profete geluister het nie, sal hulle ook nie na iemand luister wat uit die doodheid opstaan nie. Vriende, hier is 2 baie belangrike goed wat ons hier moet hoor. Die eerste is, daar is nie tweede kanse na die dood nie. Lazarus kon nie sy broers waarsku nie. Hy was klaar dood. Hy moes met ander woorde sy lewe voor hy doodgemaak het vir die Here Jesus gegee het, verander het en met liefde uitgereik het na die mense om hulle, en dan sou hy vir sy broers kon waarsku en sê, julle kan nie so aanhou lewe nie, julle moet regmaak. Maar nou sterf hy, en daar's geen manier hoe hy sy broers kan waarsku nie, en hulle hou maar net aan met hulle lewe. Die tweede ding is, die woord van God is daar. Dis ons woord, dis wat die Bybel vir ons sê, hoe ons moet lewe en wat ons moet doen. En dat daar net een naam is waardeur ons gered kan word, en dis die naam Jesus Christus, en dat hy die versoening vir ons bewerk het, en dat ons harte en ons lewens vir hom moet oorgee. En as ons dit dan nie hierna gaan luister nie, dis ons wet en profete. Hoe gaan ons luister na iemand anders? Vriende, dan kan ons nou daai eintlik nog 'n groter ongemak met mekaar deel. Ons lewe na Jesus se kruisiging, ons lewe na sy opstanding.
En as die opgestaane Christus kom, sê hy vir jou en vir my, ons moet anders kan lewe as die ryk man. En wat sê ons? As iemand uit die doodheid met ons praat, dan sal ons glo. Jesus het uit die doodheid opgestaan. Hy leef. Dis tyd dat ons hom ernstig opneem en dat dit ons hele lewe en ons uitkyk op ons lewe, op ons land, op ons gemeenskap radikaal verander, op ons kerk wees. Want dis wat van ons gevra word en hoe die Here wil hê dat daar radikale goeders kan gebeur, bekering en herstel en genesing in 'n land, in 'n gemeenskap, selfs in 'n gemeente. Vriende, hierdie dialoog tussen die ryk man en Abraham is vir ons 'n enorme, soos die Engelsman sê, 'n eye-opener. Geweldige belangrike boodskap. Daar is net een lewe, een kans om te doen wat ons moet doen. Ons het nie 3 lewens of 'n reset knoppie soos in 'n videospeletjie nie. Ons kan miskien nog regmaak kansse gegee word, soos met 'n mens of 'n saak wat aangespreek moet word. Maar ek het net een lewe waarmee ek dit kan doen. As dit verby is dit verby. Nou interessant is dat Lazarus eintlik in hierdie verhaal net 'n byspeler is. Ons sien nie dat hy eintlik in die kollig is nie. En tog val al God se verlossende genade op Lazarus. Lazarus se aardse bestaan was hel, maar deur sy geloof verander sy aardse hel in hemelse heerlikheid. Kan ek iets daaroor sê? Ek hoor dat ek en jy wat graag as Lazarus geken wil word, nie die belangrikste rol en plek in hierdie wêreld het nie. Ons is suig maar baie keer in die agterspeen. Die ryk mense, en as ek sê die ryk mense bedoel ek nie die fisiese geld nie. Ons praat van hierdie wat dink die wêreld behoort aan hulle en arrogant en hoogmoedig en hulle is in beheer van hulle lewens. Hulle neem partykeer die limelight op. Nee, hulle is in die spotlight. Maar ek en jy is partykeer maar hier agter. Maar in hierdie verhaal kom sê Jesus eintlik vir ons, Lazarus is die een wat die beste uit hierdie verhaal uitstap. En dis wat ek en jy moet hoor. Al voel ons soms op hierdie aarde goeie genade, alles loop verkeerd. Weet, ons behoort aan die Here en eendag gaan ons in heerlikheid saam met hom ook in die hemel wees. Geliefdes, die trane wat Lazarus so dikwels gestort het as gevolg van sy pyn en sy lyding, word nou weggevat. Nou verander sy swaar kry in 'n lewe van genieting en heerlikheid en vreugde en blydskap en 'n klomp vrede en dit duur tot in ewigheid. Nou lewe hy by God. Hy is nou veilig. Hy sal nooit weer deur die sonde versoek word, siek word of selfs aanvalle van die bose beleef nie. Geliefdes, en dit is ons almal se begeerte. Maar Abraham se laaste opmerking in hierdie gelykenis tref ons baie hard. Hy sê dat as 'n persoon nie ag gee op die waarskuwings nie, soos wat daar in Moses en in die boeke van Moses en die profete geskrywe staan nie, dit wil sê in die Ou Testamentiese woord van God nie, dan sal mense hulle self ook nie bekeer nie. Selfs as iemand uit die dode sou terugkeer na die aarde toe om met hom te praat. Geliefdes, en dit hoor ons en ons het dit nou ook gesê. Ek en jy kan nie wag dat iets of iemand nou iets gaan sê wat ons gaan help nie. Die openbaring van die woord van God is klaar gedoen. Dis daar. Niks aan hierdie woord is nog vir ons onbekend nie. Alles is bekend. En dit beteken dat ek en jy nie kan wag nog dat ons iets moet hoor wat nou ons lewens gaan verander nie. Mag jy en ek werklik begin om te leef vanuit hierdie woord. Want ons het net een lewe waarmee ons dit kan doen. En wanneer ons in Jesus Christus glo,
dan kan ons ook daardie lewe lei en 'n verskil maak. Maar die harde werklikheid is, as 'n man nie wil glo nie, sal niks hom maak glo nie. Jy luister vandag na hierdie boodskap, en jy sê, nee wat, ek glo nie, en ek dink nie dis so belangrik nie, en ek wil dink nie dis so belangrik nie, die Here sal vir my moet wys. Vriende, die Here het klaar gewys. Ek en jy moet nou net gehoorsaam wees. Die skrif bevat al die inligting, sowel as die krag om ons by die Here uit te bring. Mag ek en jy dit begin glo en 'n gehoorsaamheid daaruit lewe. So ek vra vir jou, jy het een lewe, wat maak jy daarmee? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan vertrou. Dankie vir U goedheid. Here, dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. Ons kan baie beslis nie, soos in 'n videospeletjie sê, die lewens nie. Ons spot baie keer oor 'n kat met 9 lewens. Maar Here, ons het net een lewe. En in daardie lewe moet ons dit so kan leef dat ons U verheerlik, en ook dat ons 'n verskil maak aan ons gesin, aan ons familie, aan die wêreld rondom ons gemeenskappe, ons kerk, ons land. Here, want as my lewe verby is hy verby. Vader, help ons om daar met 'n dringendheid te begin leef, en nie maar net te dink dat alles sal van self regkom nie. Bewaar ons ook van die arrogansie om te dink, net omdat ons onsself Christene noem, is ons gered. Ons kan nie sonder U nie, Here. Ons moet ons lewens oorgee vir U. Vader, ons wil uitverkoop wees aan U. Afsterf van onsself, en dan is ons U kinders. Vader, dankie dat ons dit kan bid, en dankie vir die goedheid en die guns. En is my gebed dat U vir ons sal lei, elke dag. Seën ons, en dankie dat ons volle vertroue op U kan plaas, vir vandag en môre en elke dag vorentoe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, daar is 'n lied wat in die Vlam liedboek opgeneem is, een van die Vlamliedere, Aan U voete, Heer. En dan sing ons op 'n stadium, aan U voete, Heer, is die beste plek, en dan bietjie later, ek verkies om by U te wees. En dis waar ons wil wees. Die Lazarus by Jesus se voete, en nie die ryk man wat sy eie pad wil volg nie. Kom ons sing dit lekker saam.
Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. En net voordat ons dit doen, onthou asseblief, ons het vir die naweek wat kom, ons gebedsnaweek, en dis nog nie te laat nie. Jy kan nog inskryf, bywees. Ons gaan die program so bietjie verander, dat ons Saterdag aand terugkom. Met ander woorde, ons gaan net een aand uitslaap. So in plaas van R500 praat ons nou van so R250 wat dit ons gaan kos vir die naweek. En ek wil tog vir jou vra of jy dit nie ernstig wil oorweeg om saam met ons te gaan nie. Ons gaan Vrystaat Safaris toe, dis net hier buite Kroonstad. Ons ry Vrydagmiddag en dan kom ons Saterdag laatmiddag weer terug. Kom, ons ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Vriende, 'n mooi dag en mag die Here jou styf vashou hierdie week.